Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. Nou dis maandagoggend, die laaste maandag van 2013. En ons gaan vandag praat oor ons boodskap van gister op ons eredienste van vlug van die verkeerde dinge en keer terug na die regte dinge. Een van die verkeerde goed waarvan ons moet vlug is natuurlik versoekings. 1 Korintiërs 10 vanaf vers 12 en 13 help ons daarmee. Hy sê daarom, as julle dink julle staan sterk, moet julle oppas dat julle nie ook tot 'n val kom nie. Onthou die versoeking wat oor julle pad kom is nie uniek nie. Ander ondervind dit ook. God is getrou. Hy sal keer dat die versoeking te sterk vir julle word. Midde in die versoeking sal hy vir 'n uitweg sorg sodat julle dit kan verduur. Hierdie skrifgedeelte begin by daai waarskuwing. Hy wat staan, dink hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. Baie mense na gister se boodskap sou gedink het, ag, ek hoef nie weg te vlug nie. Ek kan dit hanteer. Ek hanteer daai versoeking al jare. Ja, ek val so nou en dan, maar die meeste kere flirt ek net so met die versoeking. Ek hanteer hom so net. Hierdie skrif waarsku Paulus ons. Hy wat dink hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. Jy kan daai versoeking oorwin in jou lewe. Hy sê, geen versoeking wat jou tref is uniek nie. Ons almal word versoek. Ons almal gaan deur dieselfde toetse elke nou en dan in ons lewe. Dis die een wat kies om weg te vlug en die pad wat God vir hom gemaak het om te vlug. Die een wat daai pad kies, hy beleef die vreugde van iets van daai sondevry lewe, daai skuldgevoel vry lewe wat ek en jy kan hê. So wil ek en jy nie op hierdie skrifgedeelte reageer vandag en sê, Here, waarvan moet ek wegvlug? Ek is nie so arrogant dat ek dink ek staan en ek sal nooit val nie. Ek weet versoekings kan my laat struikel. Kom ons vlug weg. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie waarskuwing. Dat ons nie moet dink, man, maar ek staan en ek hoef nie te vlug nie en ek hanteer hierdie versoekings en ek kan dit beheer. Here, dankie dat ons besef versoekings kan ons hart meeslee en dit kan ons seermaak, ons gesinne en almal om ons seermaak. Maak ons sterk. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.